Dis dan ook vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend elkeen wat nie net inskakel by hierdie erediens nie, maar wat ook spesiaal inskakel vir vanjaar se Pinksterdiens, hartlik te verwelkom. Daar waar u kyk of daar waar u luister, bid ons dat dit vir julle ook 'n besonderse geleentheid sal wees en dat julle in hierdie reeks wat voorlê, dan ook in besondere die teenwoordigheid van die hemel, die hemelse Gees, die Heilige Gees, God se Gees sal ervaar. Vriende, kom ons sit net so en dan raak ons stil in gebed. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis vir ons wonderlik om Pinkster te kan ingaan en 'n gebeurtenis, 'n historiese gebeurtenis wat plaasgevind het tot die doelwit van u koninkryk, dan nie net vanoggend nie, maar wat in die week wat voorlê, kan kom herdenk. Ek bid, Here, dat u ons lidmate so sal aanhits, dat hulle graag hierdie reeks wil bywoon. Dat hulle saam wil kom luister na 9 vrae wat daar buite deur die wêreld gevra word aangaande die identiteit en die werksaamhede van die Heilige Gees. Dis my gebed, Here, dat u ons elkeen dan ook vandag en die week wat kom ontvanklik sal maak vir die boodskap, dat ons die antwoord op elke vraag sal verstaan en dat ons iets saam met ons kan saamneem huis toe na elke geleentheid. Dalk leer ons iets nuuts. Ander kere word ons dalk net weer herinner aan iets wat ons dalk vergeet het. Hoe dit ook al sy, Here, ons bid vir u teenwoordigheid en dat u saam met ons hierdie week sal vergesel. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ons tema vanoggend, ons vraag vanoggend, vraag 1 in hierdie reeks van Pinkster, handel oor wie of wat is die Heilige Gees? Nou, elkeen van u sal met my saamstem, ons glo en ons bely dat die Heilige Gees, net soos die Seun Jesus Christus, saam met die Vader van alle tye af bestaan. Ten opsigte van Jesus se ewige bestaan, lees ons in Johannes 1 verse 1 tot 2, waar daar staan, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Nou die woordjie woord is 'n sinoniem vir Jesus. So ons kan ook hierdie vers lees as in die begin was Jesus daar. Nee, gaan vir my een terug asseblief. Was Jesus daar en Jesus was by God en Jesus was self God. Johannes 1 vers 1 en 2 toon vir ons dat Jesus reeds van die begin van die skepping alreeds bestaan het. Dat hy saam met die Vader tot in alle ewigheid al bestaan. As ons gaan kyk na die Heilige Gees, dan lees ons in Genesis 1 vers 1 en 2, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. So die Heilige Gees, die Gees van God, was ook reeds voor die skepping tot in alle ewigheid al daar gewees. En dis 'n belangrike punt wat ek uitlig vanoggend, want daar's baie mense wat glo dat die Seun en die Heilige Gees deur die verloop van die geskiedenis deur God geskep is, omdat hulle op verskillende tye in die geskiedenis na vore tree en 'n rol begin vervul. Maar wat ons vandag in ag moet neem en wat ons moet onthou, die eerste belangrike ding is, alhoewel elkeen van hierdie 3 persone op verskillende tye uitstyg in die woord en die skrif, het elkeen hulle ontstaan en hulle bestaan tot in alle ewigheid. Nie een van hulle het 'n begin nie, nie een van hulle het 'n einde nie. Nou as ons met dit nou deur die Ou Testament begin blaai, vriende, sien ons dat in elke Ou Testamentiese boek word daar ten minste een keer na die Gees van God, na die Heilige Gees
verwys. En as bewyse hiervan wil ek so 'n paar uitlig, net so deur die verloop, deur die verskillende fases van Israel se tyd deur die Ou Testament. Ek dink aan Eksodus 31 vers 3 waar ons lees, ek het hom toegerus met my gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Nou hierdie vers verwys na die vakmanne op wie die gees van die Here neergedaal het, terwyl die volk in die woestyn gebly het, en daar's aan hulle die gawes, die vermoë gegee, om te kan begin bou aan God se tent van ontmoeting. Daar lees ons, die gees van God het hulle vervul, en dan hulle die vermoë en die gawe gegee, om die bouwerk, ten opsigte van die tent van ontmoeting, te kon begin. Ons gaan 'n bietjie verder, in die tyd van die rigters, lees ons spesifiek, as pragtige voorbeeld, hoofstuk 14 vers 6, die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, dat hy die leeu kaland uitmekaar geskeur het, asof dit 'n bokkie was. Hy het dit alleenlik reg gekry weens die gees van God, die Heilige Gees wat hom vervul het. Ons gaan 'n bietjie verder, in die tydperk in, toe die eerste konings van Israel begin regeer het. 1 Samuel 16 vers 13 lees ons, Samuel het die horing met die olie gevat en hom, dis natuurlik nou Dawid, voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Nou as 'n mens net die volgende vers gaan lees ons, dat met dat die gees vir Dawid vervul het die Here ook besluit om die gees vanuit Saul te ontneem. En sy hele lewe daarna het op 'n dwaalspoor begin gaan. Dit sien ons in vers 14 van hoofstuk 16. As ons gaan kyk na die wysheidsliteratuur in die boek Psalms, dan lees ons onder andere Dawid se smeekgebed in Psalm 51 vers 13, waar hy vra, moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Hierdie gebed bid hy, toe hy tot die besef gekom het, hoe hy aangejaag het met Batseba se man. Ek sê altyd tong in die kies, ons weet sy het gebad en nie gestort nie, anderste was hy stortseba, né? Maar hier lees ons pertinent hoe koning Dawid pleit dat die Heilige Gees nie van hom af ontneem moet word weens die sonde wat hy gepleeg het nie. Dat die Here se teenwoordigheid steeds in hom sal voortbly, want hy as koning kan nie sonder die Here funksioneer nie. As ons oorbeweeg na die groot profete, Jesaja 32 vers 15, lees ons, so sal dit wees totdat die Gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. Hier het ons te doen met 'n profesie vanaf die Here, waar hy vir die volk probeer sê, hierdie ballingskap wat julle as Juda op hierdie stadium moet deurmaak, gaan nie vir altyd aanhou nie. Daar gaan vir julle verlossing kom. Julle gaan eendag weer die vryheid gegee word om te kan teruggaan huis toe. En so word die Gees se koms en ook dan betrek met hierdie groot gebeurtenis. En laastens, as ons in die tydperk ingaan van die klein profete, dan is 'n pragtige voorbeeld Haggai 2 vers 5 wat meld, my belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My Gees sal altyd by julle bly, moenie bang wees nie. So deur al die verskillende fases en deur al die verskillende dele van die woord in die Ou Testament, sien ons die herhaaldelike verwysing en teenwoordigheid van die Gees. Die Gees is van alle ewigheid af al daar, en ons sien hoe hy 'n aaneenlopende rol vervul dwars deur die verloop van die Ou Testament. Maar dit bring ons nou by die vraag, hoe moet ons hierdie identiteit, hierdie wese van die Heilige Gees verstaan? Wie of wat is die Heilige Gees? Nou ek gaan na verskeie teksgedeeltes verwys vandag om 'n antwoord op hierdie vraag te probeer kry. En onthou, alhoewel ek 'n dominee is, ek is ook maar net mens met beperkte kennis. So die kans is goed, ons gaan maar nog steeds baie vraagtekens hê
na afloop van hierdie boodskap oor die wese, die identiteit van die Heilige Gees. Maar kom ons kyk, wat se leiding gee die skrif vir ons? Ons lees Jesus se woorde in Johannes 14, vanaf vers 16 tot 18, waar hy die volgende sê. Hy sê, ek sal die Vader vra. Dis nou tydens een van sy laaste gesprekke met sy disippels, né? Het hy vir hulle gesê, ek sal vir die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou vanuit hierdie gedeelte in Johannes, asook ander gedeeltes wat ons vervolgens na gaan kyk, is daar veral twee essensiële waarhede rondom die identiteit van die Heilige Gees wat ek vlugtig wil uitlig. Die eerste een is, as ons vra aangaande die identiteit rakende die Heilige Gees, dan is die eerste ding wat ons vir mekaar kan sê, die Heilige Gees is vanuit die tekste wat ons nou gaan sien, die bewyse wat ons vervolgens gaan sien, 'n persoon en nie maar net 'n onpersoonlike teenwoordige krag nie. Kom ek gee vir julle 'n klompie redes. Nommer 1. As ons op die oog af na die teksgedeelte kyk wat ons sopas saam gelees het, dan sien ons alreeds, en ek het hulle in rooi gemerk, dat wanneer Jesus na die Heilige Gees verwys, dan verwys hy na die Gees nie minder nie, maar as 5 keer na hom as hy en hom. So op die oog af al klaar, net om so na die teks te kyk, dui dit vir ons daarop dat die Heilige Gees moet dus 'n persoon wees. As ons van hier af nou bietjie verder en dieper begin delf, dan lees ons dat wanneer Jesus in hierdie gedeelte na die Heilige Gees verwys as 'n ander voorspraak of raadgewer in vers 16, meld hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Nou, deurdat Jesus die Heilige Gees op hierdie manier benader en behandel, toon dit as nog 'n duidelike teken vir ons, dat ons nie hier net te doen het met 'n onpersoonlike krag of teenwoordigheid nie, maar as 'n persoon. As ons na die ander vertalings gaan kyk, dan sien ons in die 2020 vertaling word dan na die Heilige Gees verwys as 'n parakleet. In die ouer vertaling 1933 word daar verwys na die Heilige Gees as 'n trooster. Dit is alles titels wat 'n mens nie aan 'n onpersoonlike gees of 'n onpersoonlike krag kan toeskryf nie. Dis slegs iets wat jy aan 'n persoon, aan 'n wese, aan iemand lewendig kan toeskryf. So dit dien vir ons as 'n mooi rede en bewys dat die Gees dus 'n persoon moet wees. As ons verder kyk, as Jesus hier na die Heilige Gees verwys as 'n ander voorspraak of raadgewer, beteken dit dat die Heilige Gees se voorspraak en die raadgewing wat hy voortaan gaan doen, ten noue ooreenstem met die bediening van Christus. Met die raadgewing en die voorspraak wat Jesus kom lewer tydens sy aardse bediening. So as hier staan dat die Gees nou vervolgens sal voortgaan met die voorspraak en die raadgewing, beteken dit dat die Heilige Gees gaan in sy wese, nie as iets nie, maar eerder as iemand, die bediening wat Christus op die aarde kom begin het, gaan hy voortsit, tot in alle ewigheid. Hy gaan die werk, hy gaan die taak, hy gaan die opdrag van die Vader kom oorneem, die aflosstokkie kom oorneem by Christus, en hy gaan daarmee voortgaan. En dit aanhou bly versprei. 'n Volgende mooi gedagte wat ons hier moet raak sien, is in Johannes 14 vers 17, waar Jesus meld, julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
Nou as 'n mens hierdie vers neem en jy gaan nou bietjie verder na vers 25 toe, dan sê Jesus, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. Nou as hierdie twee verse by mekaar sit, dan is dit eintlik iets identies wat die Here in al twee van hierdie gedeeltes by ons probeer tuisbring. Hy sê, julle ken my nou in vlees, maar julle gaan my voortaan verder leer ken deur die Gees. Toe dink ek myself, hoe kan ek dit probeer eenvoudig maak vir ons om te verstaan? Kom ons sê ek ontmoet elkeen van julle in die vlees. Ek kom drink by julle koffie, ons gesels lekker, ons skep 'n mooi vriendskap of verhouding. Maar met een trek julle weg. Al wat ek het van julle is 'n foto. Daar's mos geen manier hoe ek verder in my verhouding met julle kan verdiep aan die hand net van 'n foto, nie waar? Ek het 'n lewende wese nodig om my verhouding verder met julle te kan verdiep. Daarom is dit onmoontlik as ons sê dat die Here is weg, dat ons voortaan hom beter kan leer ken deur 'n onpersoonlike krag, want hoe kan jy iemand deur 'n foto beter leer ken? Maar omdat die Gees beskou word ook as 'n persoon, daarom kan ons Christus beter leer ken en 'n pad met hom bly stap. Die Heilige Gees word hier in die 4de plek nie net beskryf dat uit bloot die stem van God is, en net die stem van God se onderrig is nie. Daar word vir ons in hierdie gedeelte genoem dat hy self ook sal onderrig. Johannes 14 vers 26 meld, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. 'n Onpersoonlike krag kan nie ons herinner aan dit wat die Here ons geleer het nie. Net 'n persoon kan. En dan as ons 'n hoofstuk verder gaan, in Johannes 15 vers 26, bou dit nog verder voort op hierdie beeld, waar daar geskryf staan, wanneer die voorspraak kom, en is Jesus wat hier praat, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Weereens 'n aspek wat net aan 'n mens, aan 'n persoon, nie 'n mens nie, 'n persoon toegeskryf kan word. En as hierdie reëls of redes tot en met dusver vir ons nog nie genoeg is nie, dan is hier nog een mooie wat ek wil uitlig. Ons lees in Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Met ander woorde, hierdie Gees, die Heilige Gees, hierdie persoon, sal eers self gaan luister wat die Vader sê. En dan sal hy hierdie woorde, wat die Vader hom onderrig het, bring en aan elkeen van ons oordra. Al hierdie is bewyse wat vir ons net kom sê, dat die Gees moet 'n persoon wees. Maar nou moet ons in die strik trap, en ek het nou per ongeluk hier gesê, bietjie vroeër myself reggehelp. Ons moet nou baie versigtig wees. Want as ons sê dat die Heilige Gees 'n persoon is, moet ons waak daarin om in die strik te wil trap, om ook te wil beheer dat die Heilige Gees 'n mens moes wees, net soos Jesus. In hierdie konteks is die woord persoon en die woord mens nie sinonieme van mekaar. Die Gees was nie 'n mens soos Jesus Christus nie. Hy was wel 'n persoon. En nog 'n bydraende faktor waarom ons sê die Gees is 'n persoon, is omdat hy ook oor verskeie persoonlikheidseienskappe besit. En uit die skrif uit wil ek vir julle net 'n paar wys om dit mee te bewys. In die Ou Testament, in Jesaja 63 vers 10, lees ons die volgende: maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword
en het hy self teen hulle geveg. Met ander woorde, die eerste persoonlikheidseienskap wat die Heilige Gees besit, is die feit dat hy bedroef kan word. Dit word versterk in die Nuwe Testament. Efesiërs 4 vers 30, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. So dis die een persoonlike eienskap. 'n Volgende ene vind ons in Hebreërs 10 vers 29, waar ons lees dat ons nie die Gees van God moet beledig nie. Vers 29 meld, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het en die Gees van genade beledig het. In Handelinge 5 vers 3 lees ons baie duidelik dat ons ook nie vir die Heilige Gees moet jok nie, nog 'n persoonlikheidseienskap. Ons lees daar, Petrus sê toe vir hom, Handelinge 5 vers 3, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde van nog 'n lang lys persoonlikheidseienskappe wat aan die Heilige Gees toegeskryf word en daarvoor ons dien as bewys dat die Heilige Gees 'n persoon is en nie net 'n gees of 'n krag nie of 'n teenwoordigheid nie. Nou as daar een laaste een is wat ek wil uitlig, keer ons terug na ons gedeelte Johannes 14 vers 16 tot 18. Dit is 'n aspek wat nie net vir die Here baie na in die hart lê nie, 'n persoonlikheidseienskap wat vir die Gees baie na in die hart lê nie, dis 'n persoonlikheidseienskap wat vir my en vir jou as kinders van die Here ook baie na in die hart moet lê. Johannes 14 vers 16 tot 18 sluit af met die volgende woorde. Hoor wat sê vers 18. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. 'n onpersoonlike krag of teenwoordigheid het nie so 'n hartsbegeerte nie. Net 'n persoon kan so iets hê. Om 'n behoefte hê, 'n intieme behoefte te wil hê, om 'n intieme verhouding met my en jou te wil aanknoop en dag na dag die pad met my en jou te stap. Om 'n in diepte verhouding te hê, 'n in diepte verhouding waar daar konstant gesonde en goeie en alledaagse kommunikasie plaasvind. Dit is die Here, die Gees se groot behoefte. En dit dien vir ons sekerlik as een van die mooiste redes waarom ons argumenteer en kan bely en glo die Here is se Gees is 'n persoon. John Piper het eens die volgende gesê, en ek het die woorde op die skerm. Hy sê, dit sal 'n groot verskil in jou eie lewe maak as jy glo dat jy in die omgewing leef en gelei en gesuiwer word. Nie deur 'n onpersoonlike mag van 'n verweg God nie, maar deur iemand in sy wese die liefde van God is. Dis die eerste eienskap. Die tweede eienskap wat baie korter is, wat ons gaan help rondom die identiteit van die Heilige Gees, is die volgende. Die Heilige Gees, net soos dat ons bely dat hy 'n persoon is, bely ons en glo ons, die Heilige Gees is ook onvoorwaardelik God. Daar's geen twyfel daarin. Die Heilige Gees is ook onvoorwaardelik God. En wanneer ons hierdie tweede waarheid koppel aan die eerste een, dan word die eerste een vir ons eintlik net nog soveel meer kosbaar. Die Heilige Gees is God. Die persoon wat inwoon, wat lei en wat suiwer, is niemand anders, is niemand minder as God self nie. Die eenvoudigste bewys hiervan is in die gereelde verwysing na die Heilige Gees as die Gees van God in die Skrif. En wat ons hier moet verstaan, is dat die Gees wat van God afkomstig is, nie iets is wat hy geskep het nie. Dis nie soos die bome daar buite of die diere
of enigiets anderste wat deur sy hande aan mekaar geweef is nie. Die Gees is nie iets wat hy geskep het nie. Die Gees is deel eie aan wie God is. Dis iets wat konstant uit hom uitstraal, soos 'n lig, wat ons kan ervaar, wat ons teen ons vel en selfs in ons liggame kan beleef. Reeds vroeg in die Ou Testament maak ons kennis met hierdie goddelikheid van die Heilige Gees, waar vir ons verskillende bewyse deurgegee word dat hy waarlik God is. Hier's 'n paar voorbeelde. En ek weet ek het baie tekste wat ek noem, maar ek nooi julle uit in later vandag in die week wat kom in julle stilte tyd gaan lees weer rustig deur hierdie tekste. Daar word na die Gees verwys as die skepper en die onderhouer as ons kyk na Genesis 1 vers 2 en Psalm 104 vers 30. Daar word na die Heilige Gees verwys as ewig saam met die Vader aan die hand van Hebreërs 9 vers 14. Ons lees hy is alomteenwoordig en almagtig volgens Micha 3 vers 8, Handelinge 1 vers 8 en Romeine 15 vers 13 en 19. En dan, hy is alwetend met verwysing na Jesaja 40 en 1 Korintiërs 2. As die Seun van God ewig gelyk is, vriende, aan die Vader, volgens die Evangelie van Johannes, dan is die Heilige Gees ook net so ewig gelyk met beide van hulle. En daarom het ek hier mooi prentjie saamgebring, wat dit illustreer. Die Heilige Gees is net so ook ewig gelyk met die Vader en die Seun, volgens Romeine 8 vers 9 tot 11. Daarom sê John Piper ook die volgende woorde in Engels. Hy sê, the Holy Spirit is the result, the bond and vehicle of their everlasting mutual light and love. Ek sluit af. Wat leer ons vanoggend? Hoe kan ons vanoggend saamvat aangaande die identiteit van die Heilige Gees? Eerstens, hy is 'n persoon. Ons het al daai bewyse deurgegaan hoe die Here na die Gees verwys, nie maar net as 'n teenwoordige krag nie, maar as 'n persoon. Ons het daarop voortgebou deur te sien hoe daar verskillende persoonlikheidseienskappe aan die Gees toegeskryf word, wat as verdere bewys dien aangaande sy identiteit. En saam met dit het ons gesê dat hierdie Heilige Gees is nie geskep deur die Here nie. Hy is die Here self. En hy besit, net soos die Vader en soos Christus, goddelike eienskappe. Mag ons dit neem en mag ons daaroor gaan nadink, en dan nooi ek elkeen van u uit om vanaand saam met my dan voort te gaan en te kyk na die tweede vraag in ons reeks. Amen. Here, soos ek aan die begin gesê het, besef ek dat die vraagtekens aangaande identiteit en die Heilige Gees se identiteit dalk nog meer is as voor ons hier aangekom het by die kerkgebou. Maar terselfdertyd maak dit my opgewonde. Want dit bring my tot die besef, ons het nog so baie om te leer. Ons het nog so baie om te leer aangaande identiteit en die werksaamhede hier in die skepping. En is my gebed dat dit ons lewenslange doel sal bly om konstant te wil verdiep in ons kennis, in ons wysheid, aangaande wie U is en hoe U funksioneer. Mag hierdie antwoord wat vanoggend vir ons gebied is, bloot as beginpunt dien om verder te gaan oplees, om verdere studies te doen, om verder in diepte stilte tyd te hou. En op so 'n manier nog verder te kan bou aan ons legkaart, ons prentjie aangaande U. Here, ons sal altyd vir ons kinders vra, as jy 'n prentjie moet teken oor die Here, hoe gaan jy hom uitbeeld?
gedeeltes soos hierdie wat ons na gekyk het, gee vir ons 'n goeie vertrekpunt. Dit bied vir ons mooi legkaart stukkies wat ons in mekaar kan begin pas, om 'n beeld te skep. Maar die werk stop nie na die amen vanoggend nie. Ons het 'n taak om op ons eie te gaan voortbou hieraan. Ek bid Here dat U ons almal veilig hier bymekaar sal bring vanaand vir deel 2. Dat die hulle wat nie nou hier kan wees nie, wat die rede mag wees, werk, siekte, dalk is hulle op die pad, dalk is hulle uitstedig, dat U in besonder daar waar hulle verkeer, ook hulle sal seën. Dankie Here dat U Gees uitgestort het, dat ons dit kan herdenk, dat ons kan weet, U Gees is hier teenwoordig, dat die Skrif dit ook so beloof, die waarborg aan ons gee. Mag ons nie vir die Gees jok nie, mag ons nie die Gees bedroef nie, mag ons nie die Gees probeer mislei nie, maar mag ons hom toelaat om as medium, om as tussenganger te dien tussen ons en die Vader, sodat ons op die manier nader, nie net aan die Here nie, maar ook aan die saligheid kan leef. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.